Goeiemôre julle. Ons gaan weer aan met die reeks van 'n gesprek met myself. Vandag wil ek nou so 'n bietjie praat oor opinies. En dit gaan maar ook hoekom ek daaroor wil gesels oor die tye waarin ons leef. Ek dink die meeste mense van julle besef dat daar is nie meer iets soos uit en uit nuus nie. Meeste van hierdie goed is maar mense wat hulle opinies lig. Nou daar's 'n sê ding, dit is al dalk 'n bietjie kras, maar dis die waarheid. En hy gaan so. Opinies is soos poepholle. Almal het een. En dis soos ek sê, is dalk 'n bietjie kras, maar dis uit en uit die waarheid. So mens moet besef dat die tye waarin ons leef, het jy mense wat baie keer goeie sê, en daai mense dryf 'n narratief, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. En wat ook al daai narratief is daai mense, of kan hulle passie wees, of dit kan selfs so eenvoudig wees dat die ouens betaal word deur wie ook al om 'n sekere narratief te druk. So wat die punt wat ek wil maak oor dit is dat as jy 'n opinie het oor iemand, en of dit nou is terwyl hy, soos ek, wat hierdie stemgreep nou plaas, en jy voel dat dis 'n mors van tyd, en jy weet, jy verstaan nie hoekom, en ek weet nie waarvan ek praat nie, en wat ook al daarmee gepaard gaan, is reg, dis nie 'n probleem nie. Maar hier is nou die groot en belangrike ding. Ek voel jy moet maar op die einde van die dag jou opinie probeer, of ons moet mekaar weer op 'n punt kom waar ons mekaar respekteer. Al stem jy nie saam met 'n ou nie, dan draai jy om en jy loop. En dis dieselfde met sosiale media. As jy nie met iemand se opinie saamstem nie, blaai verby. Om jou mond te gaan uitspoel of 'n keyboard warrior te wees, is 'n gevaarlike speletjie wat jy speel. Want daai goed word daar uitgesit en dit bly daar vir altyd. En ek dink mense besef nie altyd hoe groot daai 'n rol jou kan affekteer in die toekoms of waantoe ook al ons samelewing op hierdie stadium besig is om na toe te beweeg nie. Ek dink regtig, jy weet, as jy 'n opinie wil vel oor iemand wat een of ander video gemaak het en wat ook al daarmee gepaard gaan, ja, jy weet, as dit konstruktief is, verseker, lig jou opinie, maar moenie die ou se karakter aanval nie. En ek dink as jy in vandag se tye kyk, is dit maar presies wat gebeur. Jy weet, die ouens val mense se karakters aan, en dan is dit ook 'n scenario waar die ouens half glo, nee, hulle weet beter. Nou, as jy nou in daai kategorie val, dat jy nou dink jy weet beter, moet jy maar pas op, want nou kom iets soos trotsheid in, hoogmoed, waar jy basies maar sê, jy weet alles en die ander persoon weet niks. Nou ek het 'n sê ding wat ek baie vir my kinders probeer leer, is ek is altyd oop vir enige gesprek met enige iemand. Ek het nog nooit met iemand gesels of met iemand gepraat wat ek niks by hulle geleer het nie. Al leer jy ook om nie soos hulle te wees nie. So, daar's altyd 'n leerskool in enige iets. Maar ja, so mense, die opinie ding is vir my nogal 'n groot ding. Nie dat ek geplaas daaroor persoonlik nie, maar as ek net kyk op van hierdie video's of jy weet, mense wat jy nou wel hou daarvan om na hulle video's te kyk, en ek kyk na die kommentare wat die ouens kwyt raak. Jy weet, ek kan dit amper nie verstaan nie. As jy nie hou van wat die persoon sê nie, gaan van sy kanaal af en moenie daaroor bekommer nie. Maar ek vind nogal dat dis amper hoe meer kontroversieel iemand is, die ouens wat sy subscribers is, of wat ook al, is amper net daar om kritiek te lewer, in plaas om eintlik te luister wat die boodskap is. En dit is vir my hartseer, want op die einde van die dag beteken dit,
as jy nie bereid is om wat ook al jou kritiek is wat jy dan nou lewer, of jou opinie wat jy dan nou het oor 'n persoon of wat hy gesê het, nie vir daai persoon in sy gesig sal sê nie, maar jy is bereid om dit agter 'n rekenaar te sê want jy dink dit is anoniem of hy persoon weet nie wie jy is of wat ook al nie. Ek dink ons sal moet baie mooi begin besop daarvoor. Jy weet so, is maar 'n sê ding in ons taal wat sê as jy niks goeds het om te sê van iemand nie, bly eerder stil. En is eintlik 'n Bybelse konsep op die einde van die dag. En ek wil tog maar jy weet vir die mense sê, jy weet probeer maar eerder. Ek weet as jy dalk nou warm onder die kraag raak as jy nou vir iemand geluister het wat nou absoluut 'n strooi praat, gaan verby. Ek meen daar's baie ouens wat ek meen die ouens praat absoluut te twak en hulle raak die snaakste goed kwyt. En ek sal nou nie van hulle name noem nie, maar soos meneer Lapdoek en ek weet nie wat alles nie. Jy weet, maar ek luister nie vir hulle nie. Want op die einde van die dag is, wat help het jou? Al wat gebeur is, jy raak ongelukkig, jy maak geen verandering aan daai persoon nie, want meeste van hulle doen kontroversiële of sê kontroversiële goed om reaksie te kry, om relevant te bly in 'n tyd wat hulle nie meer regtig relevant is nie. So, my eerlike opinie is lag dit af. Jy weet, ons gee baie keer mense krag en 'n doel deur daai negatiewe kommentaar en al daai goeters kwyt te raak. In plaas dat jy dit net los. Nou ek weet dit is moeilik dalk vir die jonger generasie glo ek om daai stap te neem want ek meen hulle het groot geword met hierdie met die skerms en al daai goeters wat daarmee gepaard gaan. Dink vir die ouer generasie is dit dalk 'n bietjie makliker. Maar jy weet die jong generasie word groot met hierdie goed en ek dink dit is belangrik om te besef laat dit help nie om net jy weet lelike goed te sê van iemand of hy nou reg of verkeerd is nie regtig relevant nie, want ek meen as jy weer mooi daaraan dink, as jy nou dink jy's in 'n verhouding of man en vrou wat getroud is of wat ook al en jou vrou sê iets vir jou wat jou nou baie seer maak of andersom ook, maak nou nie regtig saak nie. Jy weet op die einde van die dag, daai woorde wat gespreek word of wat gesê word daar, kan nie weer teruggevat word nie. Jy weet daai is maar 'n seer wat dan nou daar bly en baie keer gaan dit nie weg nie. Jy weet die konsep van jy vergewe iemand, maar jy vergeet nie. En dit is maar hoe dit werk. Jy weet so weer 'n keer, maar ons soos ek sê, ons lewe vandag in 'n samelewing waar die ouens lelike goed sê oor ander mense en is so onnodig, want op die einde van die dag al wat jy doen is jy beswadder jou eie siel. En ek glo dit uit en uit laat as jy hierdie lelike goed of jy weet hierdie goed van mense sê en kwytraak wat jy kwytraak is ek weet nie of jy heeltemal besef die hoe groot die implikasies is van wat jy doen nie. Ek dink weer 'n keer soos wat ek nou maar gesê het, jy weet as jy nie van iemand hou nie en ek het dit al van tevore ook gesê, gaan verby. Jy hoef nie van almal te hou nie. Almal hou van almal nie. Dit is die wêreld. Ek meen dit is die realiteit. Ek meen jy kry ouens in jou lewe dat dit maak nie saak jy ou hoef nie eers te praat nie, sommer net hoe hy lyk. Tikkel jou verkeerd. Jy weet so mens moet dit maar in ag neem. Dit help nie jy wil of raak goed kwyt veral op die sosiale media nie. My eerlike opinie is as jy dit nie vir daai ou in sy gesig kan sê nie, moet dit eerder nie sê nie. En as jy dit nou wel wil sê, gaan vind uit waar is die ou en sê dit eerder vir hom in sy gesig as wat jy dit agter 'n rekenaar doen. En al wat jy bereik is jy bereik eintlik niks nie. En soos wat ek sê, daar is nou goeie soos ek weet nou nie of dit professionele trolls, dis nou maar hoe ek dit hoor of wat hulle die goed noem. Jy weet so daai ou hy is maar net daar om 'n reaksie te toon, maar dit is deel van die tye waarin ons leef. En ek meen op die einde van die dag weer 'n keer jy as die persoon wat hierdie media goedjies uitbring of wat ook al jy dit nou wil noem. Jy weet jy moet ook maar redelik dikvellig wees.
Ja, daar is nou maar sekere goed wat jy kan doen. Jy kan altyd so goed soos die kommentare afsit en wat ook al daarmee gepaard gaan. Maar is dit die moeite werd om regtig iets te doen en jou mond uit te spoel oor iets wat jy nie noodwendig altyd al die inligting het nie? Ja, daar is sekere gevaartekens, jy weet waarna mens kan uitkyk. Maar weer eens, as jy nie van die ou hou nie, blaai verby. Is nie nodig om sy goed te kyk nie. Dit is die mooi ding van die wêreld. Maar soos wat ek sê, as jy op daai punt kan kom waar jy vir iemand kan luister wat jy nie noodwendig saamstem mee nie, dis waar jy wil wees, want jy gaan nog steeds iets by daai ou leer. Want jy stem dalk oor een klein dingetjie nie saam nie, maar nou verloor jy die hele les van die hele konsep van alles. En dit is hoe 'n mens dit moet benader. Jy weet, op die einde van die dag help dit nie, jy gaan en jy is jy weet, so ongelukkig oor die ietsie wat die persoon dalk nou gesê het, wat jou nou dalk persoonlik aanvat, en jy eindig op om die hele boodskap eintlik te mis, wat die ou eintlik probeer oordra nie. So, ons moet pas op om te oorsensitief te wees eerstens, en tweedens, hou jou mond van ander mense af. Dis regtig so eenvoudig. Jy weet, jy hoef nie met almal weer eens saam te stem nie. Dit is nou maar die realiteit van die lewe. Maar ek weet daar is mense, dit is hulle werk om eintlik maar moeilikheid te veroorsaak, want enige kontroversie beteken meer likes, dislikes, wat ook al ek weet nie presies hoe werk hierdie goede nie. Maar julle verstaan wat ek sê. So pas op om in daai gat te val. Want onthou net altyd, daai goedjies wat jy op die internet uitplaas, gaan nooit weg nie. Dis altyd daar. En jy moet seker maak dat jy op die einde van die dag jouself nie in 'n situasie plaas waar enige iemand dit ooit in jou lewe teen jou kan gebruik nie. En dis hoekom ek sê, as jy nie van iemand hou nie of jy hou nie van sy opinie nie, blaai verby. Mense is regtig nie nodig om, soos ek sê, ons hou nie van almal hou van mekaar nie. Dit is net die realiteit van die lewe. Maar jy weet, as daar nou iets is wat nou regtig geldig is, verseker. Maar weer 'n keer, dit gaan ook maar oor hoe jy dit oordra. Jy weet, jy hoef nie iemand aan te val nie, jy hoef nie sy karakter aan te val nie. Meeste van die tyd ken jy nie die persoon nie. Kyk, as jy nou persoonlik die persoon ken, is dit heeltemal 'n ander koppie tee. Jy kan dit dan nou hanteer van daar af. Maar onthou nou, om iemand een keer te ontmoet en met hom 'n hand te skud of wat ook al is, jy ken hom nie. Jy het hom ontmoet. Daar's 'n ongelooflike groot verskil. So ons moet maar pas op om ons, soos ek sê, ons monde uit te spoel oor goed wat ons nie altyd weet waaroor dit gaan of wat die inligting is of die agtergrond agter die inligting nie. So ja, mense, dit is maar my ding oor opinies. Ek dink ek gaan so vinnig daaraan raak. Ek wil nou nie die ding te lank maak nie, maar die ander ding waaroor ek so vinnig wil praat is hoogmoed. Ek tel ook deesdae op dat daar's baie ouens wat 'n videoetjie uitbring en wat hy nou sê is so, en dit maak nie saak, daar's geen teenargument nie. Jy weet, niemand kan hom enigiets anders te bewys nie, want wat hy glo is reg, want hy glo hy is 100% reg. En ek wil nou weer 'n keer nie daai ouens se babbel bars nie, maar dit werk nie so nie. Want op die einde van die dag is nie een van ons is so volmaak dat ons die reine en volle waarheid het van alles nie. En ons moet besop om op te eindig om te dink ons weet beter as die ander. Want as jy in daai paadjie afgaan, nou moet jy onthou waarvan is wat het die duiwel gedoen op die einde van die dag. Jy weet, en wat was sy sonde? En dis juist daai scenario van jy weet meer as almal andersins, en jy hoef vir niemand anders te luister nie, want jy is the be all and end all van alles. En dit is baie, baie gevaarlik, daai roete wat jy daar gaan. Want jy moet verstaan, dat die eie ek is maar die gevaar. Sodra jy dink jy is beter as iemand, sodra jy dink dit of dat, dan moet jy baie, baie versigtig trap. Ek kan onthou toe ek jonger was, is daar altyd die woord
Jy weet, van sekere mense was rondgegooi om te sê, nee, jessie, dis daarom nou kom in. Nou, jy weet, weer 'n keer, daar's geen manier waarop word dit gemeet op jou eie persoonlike maatstaf. Is daar 'n samelewingsmaatstaf? Waarop word hierdie goed gemeet? Jy weet, so weer 'n keer, pasop maar om jou mond uit te spoel oor ander mense. Op die einde van die dag, jy ken nie daai ou se wat met hom al gebeur het, of daai girl wat met haar in haar lewe al gebeur het nie. Inteendeel, as jy regtig wil help en uitvind, gaan praat met die persoon. Jy weet, leer hulle persoonlik ken. En ek dink dan sal jy ook baie vinniger agterkom en perspektief kry vir daai mense. Maar ons like om te skinder, ons like om stories op te maak van mense, want jy het nou een of ander slegte oomblik gehad met een of ander iemand, en dan hardloop daai goed soos 'n veldbrand. En ongelukkig, hoe 'n storie maar werk, is elke nuwe ou wat hom vertel, er kom maar 'n stertjie by, en voordat jy jou oë uitvee vir 'n ou wat voor jou ingedraai het in verkeer, as hy by die 20ste ou kom en die ou jou probeer doodry, en hy het jou geagtervolg en nou skote op jou geskiet. Dit is hoe dit werk, en dis hoekom dit so belangrik is. As ons mekaar net uitlos in vrede, en as jy hou van wat iemand sê, asseblief, luister na die ou, volg hom. En weer 'n keer, soos wat ek sê, as jy nie met die ou ooreenstem nie, of daar's iets wat jou dalk pla van wat hy gesê het, verseker, daar het julle my nommer, hy is daar, kontak my persoonlik, los dit op die kommentare, jy weet, dit is maar weer 'n keer, oordrag, dit help nie, jy sê my sleg nie, want dan gaan ek net nie jou antwoord nie. Dit is ook maar 'n realiteit vir my. En onthou mense, ek sê hierdie goeters uit my verwysingsraamwerk uit. Jy voel dalk heeltemal anders daaroor, jy voel elke ou wat nou nie in glo soos wat jy glo, of doen soos wat jy doen nie, is verkeerd, en daai ou is nou in sy kanon in. Maar ek kan nou vir jou sommer reguit sê, dan is jy hoogmoedig. Dis al wat jy is, want niemand weet alles nie. Niemand is perfek nie. Ons weet dit. Dis deel van die Bybel. En dit is juis hoekom jy jouself altyd moet probeer oophou en om te luister vir ander mense. Want soos ek sê, jy gaan altyd by iemand iets leer. Daar's nooit, soos ek sê, ek nog nooit iemand in my lewe ontmoet of met hulle tyd spandeer wat ek nie iets by hulle geleer het nie. En as jy dink jy is volmaak en jy weet alles en daar's niks wat jy nie kan leer nie, dan sê ek vir jou sterkte, want ek glo ook, jy gaan maar ergens in jou lewe sal jy jou Moses teekom en dan dalk besef, jy weet wat, ek is toe nou nie so slim soos wat ek dink ek is nie. En mense, ja, so dit is maar my boodskapie vanaand of vandag, hang nou maar af wanneer jy dit luister. Maar soos ek sê, dit is nou maar, dit begin maar by opinies. Soos ek sê, hou dit maar vir jouself, maar deel van daai opinieprobleem is nou maar hoogmoed. En ons moet so waak teen dit. Jy weet, dit is maar een van daai, ja, ek wil nie sê, wille sondes nie, want sonde is sonde, maar dit is nou maar waarvoor die Satan beskuldig was. So ons moet maar kennis neem, dat jy nie dieselfde roete neem, en laat jy jouself probeer bo ander stel nie. Ja, en moet my nou nie verkeerd verstaan nie, daar is mos nou maar, as jy dink, sekere organisasies, wat daar sekere goed is, wat nou nie gedeel mag word nie, verseker. Ek meen, dis 'n realiteit, dis in die werk ook. Jy weet, jy kan nie noodwendig nou vir die skoonmaker gaan vertel, dat die baas het gesê, ek moet van jou ontslaa raak, of hoe ook al die scenario nou is, dis dalk nie die beste voorbeeld nie, maar jy weet, jy moet seker maak dat daar is sekere goed wat jy kan deel, en ander goed mag jy net nie deel nie. En dit is nou maar die realiteit daarvan. Maar ons moet regtig pasop om ons goed net uit te spoel, of eintlik maar ons frustrasies te kom uithaal op ouens wat argumentsonthaalwe aanlyn goed doen, en al wat jy kom doen is, jy kom val hulle aan en jy verkleineer hulle, want jy sit agter 'n keyboard ergens
op 'n plek ver van waar die persoon af is. En jy weet waarskynlik die dag as jy daai ou moet ontmoet, gaan jy jou Moses teekom. Jy weet dit is maar die realiteit daarvan. So moenie jou daaglikse frustrasies uithaal op mense wat eintlik probeer help nie. En soos ek sê, weer 'n keer, as jy nie met enigiets saamstem nie, verseker, blaai verby. Dit is dit. Dis regtig nie nodig om jou eie siel te verswart deur sulke eenvoudige simpel goed te doen as om stories op te maak of die ou sleg te sê of wat ook al nie. Jy weet, ons moet maar verstaan dat dit is hoe die lewe op hierdie stadium opgestel is. En ons word al hoe meer daarin gedruk. Jy weet, so weer 'n keer, ek wil maar net daai waarskuwing eintlik maar rig. Pas op maar om jou opinie te lig, want jou opinie is dalk nie geldig nie. Eerstens en tweedens, jy pas op vir die hoogmoed, want jy weet nie noodwendig altyd beter nie. Dis nogal belangrik om daai konsep te verstaan. Okay julle, ek hoop julle het 'n wonderlike dag en dan praat ons weer.